supreme above every being, our Lord, our healer, our restorer, our salvation, our holiness. We honor you as the supreme creator of all. We bow before you, mighty God, for you deserve all the glory, all the worship, and all the praise. We honor your mighty name this morning, not because we have to, not because it's the right thing to do, maar omdat ons in ons harte u liefhet met ons hele wese, en ons weet, Here, dat daar niemand anders is behalwe u nie. Ons buig vanmôre laag in die heilige teenwoordigheid. Dankie dat u in elkeen van ons u heerlikheid kom weerspieël het, deur u gees in ons te plant. Ons loof u vir die goddelike voorreg van 'n lewe in u. Kom word verheerlik in hierdie plek vanmôre. Kom word verheerlik in hierdie plek van samekoms. Kom word verheerlik in hierdie plek van aanbidding. Kom word verheerlik in hierdie plek, Here, waar ons in eenheid in die naam saamgekom het om u lof toe te sing, because you are holy, and indeed you are worthy. To you be all the glory, all the praise, all the power, to all eternity in Jesus' name. Ons gee vir die Here 'n lekker hande klap, kerk. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we know that we are nothing without you. We know that you are the supreme creator, the King of all kings and the Lord of all lords. U alleen is waardig om aanbid te word. U alleen is waardig om vereer te word. Daarom, Here, kom ons in diepe afhanklikheid en in nederigheid van dit wat u in ons begin het, dit wat u tans in ons doen, en dit wat u deur elke gelowige op hierdie planeet aarde tans doen, wat u naam eer en u naam verheerlik. Laat dit dan wees soos in die hemel, en laat wat u begin het in die koninkryk wat kom, hierdie aarde vul, en die heerlikheid die aarde vul, en waar ons gaan, mense dit sal sien, bevry sal word, genees sal word, herstel sal word, waar nasies opgestaan het in tweedrag, vrede sal uitbreek, en waar daar mense is wat in haat loop, u liefde hulle sal oorrompel, nie deur hulle te gryp aan die keel en hulle rond te skud nie, maar hier diep binne in hulle te begin vloei, van binne na buite, en totale goddelike genesing bring. Here, ons weet, die aarde is siek, siek weens sonde, en sonde wat gebrokenheid gebring het in ons harte. Mag u dan vanmôre deur die kosbare en die kragtige bloed van u seun Yeshua HaMashiach in elke gelowige iets niets doen wat bonatuurlik is, en dat die hele wêreld hulle knie sal buig. Dis ons gebed in Jesus naam. En Here, laat dit so sal wees, soos wat u deur u kragtige woord dit in elkeen van ons kom plant het, dat daar strome van lewende waters uit elke gelowige sal vloei, in die mooiste naam ooit, die naam van Jesus, amen. Is daar sonnaskool vanoggend? Vanessa, is Vanessa daar? Great, so as julle 3 jaar oud is, kyk net vir daai meisiekie daar agter, daai enetjie wat so mooi smiles is, omtrent net so lank soos hulle, en ek spot net so 'n bietjie Vanessa. So as jy vanoggend 'n kleintjie of 'n kind by jou het, is jy baie welkom om hulle te stuur, en ek dank die Here dat hy ons bless. So julle kan, as julle 60 jaar oud is, bly, die res van julle kan gaan. Amen. Glory. So ek so bewus van die teenwoordigheid van die Here. Kan jy dit voel? Nie in jou vlees nie, kan jy dit voel in jou gees? You see, because you are as close to God as you believe. If God feels far away right now, then he is far away. Because what you believe in your heart, so it shall be. Wat jy hier binne
in jou denke dink oor God, is wat jou lewe projekteer. If you think God is an angry father, you will live like a child that is punished every day for everything he does wrong. If you think you should beg, you will live like a beggar. Jy sal soebat en smeek. As jy dink God het iets teen jou, dan sal jy leef soos iemand wat die hele tyd weghardloop, want jy gaan voel die Here het iets teen jou. En dit veroorsaak dat jy nie in sy teenwoordigheid kan kom nie. If you feel close to him and you feel in him, that's how your life will, that's what it will look like. Want jy lewe vanuit wat jy glo. Jou verwysingsraamwerk bepaal jou optrede. Kyk na iemand wat verwerp voel. Hulle kan nie iemand in die oë kyk nie. Kyk na iemand wat skuldig voel. Om Pieter, jy het baie ouens in die magistraatshof gesien, binne in hulle oë, hulle is skuldig, en dan lieg hulle nog 'n bietjie. You can see it when somebody is guilty. You can see it. As jy 'n pa is en 'n ma en jy het kinders grootgemaak, you can see it. As jy in 'n huweliksverhouding is, you can see it. As jy in 'n volwasse verhouding met Abba Vader is, you can see it. En wat jy hierbo glo, gaan bepaal wat jou lewe uitbeeld. Ek praat vanmôre met jou oor hierdie eenvoudige gedagte. Shame. Wat sê hierdie? Hoe lyk hulle vir julle? Nie hulle is nie dood nie. Hier's nog groen in hulle. Hoe lyk hulle vir julle? Hulle lyk soos party Christene. As jy hulle so ophou kyk, hoe hang hulle? Pastoor, weet jy hoe die wêreld slaan my hoor? Die wêreld slaan my. Is moeilik om die Here te dien. Is moeilik, pastoor. Ek kry nie die dinge reg nie. Ek sukkel. Is moeilik. The more you say it, the more it happens. Spiritually, this is what you look like. Imagine jy het so 'n plant in jou sitkamer. Julle wat lief is vir plante, wat doen jy as jy 'n plantjie sien wat so lyk in die sitkamer? Jy gee hom 'n bietjie water nie, Marie. Jy vat hom, wat doen jy? Jy ruk die blare af. O, jy knip hulle af. Julle vat hom net, Tannie Rona, dan sit julle hom ons bietjie in die son, en julle gee vir hom 'n bietjie water en 'n bietjie aandag, TLC. Julle weet mos wat's TLC, né? Tonne liefde, hoe is dit? Tender love and care. En dan praat jy met die plantjie, dan begin die blaartjies weer lig. Die blaartjies staan so mooi en ewe skielik lyk dit of die plantjie bietjie regkom weer. You see, a lot of people serve God like this, separated from the source. This plant is dead. Hierdie blare gaan spoediglik begin bruin raak, droog raak, en dan gaan jy kan sien hulle is dood. Huidiglik lyk hulle nog nie dood nie. As ek hulle nou hier weggesteek het in 'n potjie, sou julle net gesê het, nee, hy kort 'n bietjie water. A lot of Christians live their life like this because they do not live from the source. They live as if the source is outside of them. So ek praat vanmôre met jou oor die ou of nuwe verbond bedryfstelsel. Operating system. Old or new covenant operating system. If you live from an operating system that says God is outside, and you need to do an effort to impress him and satisfy him, this is what you will look like, because you're not planted in the source. But if you live a life where you live from the source, planted in the source, you can never look like this, because God never looks like this. God never looks like this. He cannot. He's the source. But yet Christians will often confess and say, Lord, I feel so far from you. I feel so separated from you. Lees saam met my in Matteus 9 vers 14. As jou Bybel by jou het, ons praat oor die ou en die nuwe verbond bedryfstelsel, en ek lees vir jou uit Matteus hoofstuk 9. Jare gelede, voordat ek lees,
Dis iets wat ek in my dogters wat is die regte woord? To imprint something on someone. You want to impart something. En ek het hulle van kleins af geleer dat Jesus in hulle woon. Ek het hulle bewus gemaak van die feit dat hulle nie geseparate is van hom nie, maar dat hulle in hom woon, en dat hy die hele tyd by hulle is, en dat hy die hele tyd met hulle werk en met hulle praat, en sy stem sal hoor as hulle hom vra. En ons sit eendag so in die kar en ry, en ons jongste dogtertjie sit agter in die kar, en sy sit so, maak sy so, ek het dit al vertel van julle in die storie, en dan soen sy so, en ek sê vir haar, Jean-Drie, wat doen jy? Sy sê, papa, ek soen bietjie vir Jesus. En ek dog, but that's an odd thing to do, jy weet so iets te sien. Ek sê, maar hoekom maak jy so? Sy sê, papa, want jy het mos vir my gesê, hy bly in my hartjie. Nou soen ek net my hartjie, ek soen vir Jesus, want hy bly in my hartjie. Daai julle het ons daai gesing, toe ons baie klein was, Jesus wat in jou woon, wat binne in jou is. Nou kom ons gesels gou 'n bietjie vanoggend oor hierdie bedryfstelsel. Ek wil net gou sê, as jy in die ou verbond is, dan sal jy aanstoot neem met hierdie woord. Want die ou en die nuwe kan nie saamwoon nie. Die Fariseërs kon die woord wat hulle hoor nie aanneem nie, want hulle het buitekant Jesus gestaan, en hulle het onder die verbond gestaan van die wet, wat vir hulle gesê het, wat hulle moet doen en hoe hulle moet leef om God te beïndruk. En Jesus kom en hy vertel vir hulle, nee, julle kan vanuit die bron uit leef, en hulle neem aanstoot. Johannes die doper neem aanstoot aan die woord wat Jesus bedien, en hy was 'n profeet. Die skrif sê dit. Die Fariseërs neem aanstoot, die skrifgeleerdes neem aanstoot. Ons sit vandag in 'n tyd in die wêreld waar mense beklei oor wat hulle moet doen om God te beïndruk, en hulle besef nog nie that God has changed the operating system. It's not an old operating system, it's a new one. It's called the new covenant. Dis 'n nuwe verbond bedryfstelsel. Either you're living from the source, or you're still trying to live outside the source and impress the source. Vers 14. Daarna kom die disippels van Johannes, dis Johannes die doper, na hom, dis na Jesus toe, en sê, waarom vas ons, die disippels van Johannes? En die Fariseërs dikwels, maar u disippels vas nie. Legit question, né? Ek bedoel, hulle vas, en die Fariseërs vas, maar u disippels, Jesus, nee, hulle eet net, dis net party die hele tyd, ons sien hulle die hele tyd in eet, hulle loop lekker in eet, wat gaan nie aan, as u dan nou die seun van God is, dan moet hulle 3 keer meer vas. Vers 15, en Jesus sê vir hulle, kan die bruilofsgaste dan treur, as die bruidegom by hulle is? Kan hulle dan so lank rondloop met lang gesig en treur, maar daar sal daar kom, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas. Onthou, Jesus word gekruisig op 'n stadium. En dan sterf hy, en as hulle nie by hom nie, dan is hy geseparate. En niemand sit 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie. Maar die aangelapte stuk skeer van die kleed af, en daar kom 'n verskriklike groot skeer, 'n ergerlike skeer. Mens gooi ook nie nuwe wyn in 'n ou leersak nie. Anders bars die sakke. Die wyn loop uit, en die sakke vergaan. Maar 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke, sodat albei behou kan bly. Here, mag u Gees vanmôre mense se bedryfstelsels verander, sodat hulle capable is om te verstaan wie en wat hulle in u is en u in hulle. Dis verskriklik moeilik om jou denkwyse van buite ver van God af te verander na God in my. Die taal wat ons praat, die manier hoe ons onsself uitdruk en openbaar, die dinge wat ons sê. Blaai saam met my na Johannes hoofstuk 7. Jesus praat met 'n vrou, en hy leer in die tempel by die hittefees. Ek wil jy moet dit verstaan, die tyd wat hulle nou is, en die verdeeldheid wat daar onder die Jode is, en hoe hulle hom dan later gaan probeer gevange neem. En ek lees vir jou van vers 37. Ek dink nie ek het dit vir julle, okay, gaan vir my na Johannes 7 toe. Ek het hom nie vir jou gegee nie, Hadi,
Miskien is dit goed as ek hom net lees, Johannes hoofstuk 7 vers 37 tot 39. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, dis nou die hittefees wat hulle hou. Op die laaste dag van die fees het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Man, what a testimony. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en kom drink. Hoe drink jy van Jesus? Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Uit wie uit sal strome van lewende water vloei? For those that believe he's the source. Want hy sê, kom en drink van my. En jy sal nie dors kry nie. So wie is die bron? Jesus. So hoe drink jy van Jesus? Jy glo dat hy die bron is van ewige lewe. Jy glo dat hy die bron is van heiligheid. Jy glo dat hy die bron is van heerlikheid. Jy glo dat hy die bron is van redding. Jy glo dat hy die bron is van saligheid. Jy glo dat hy die bron is van ewige lewe. Halleluja. Jy sien, die oomblik wanneer jy dit begin verstaan, dan begin jy besef, it is not about me drinking water and getting thirsty, it is about me believing that he is the source. Want uit hom uit sal vloei strome van lewende water, sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang, wat in hom glo. Jou bedryfstelsel is wat jy glo. Jou bedryfstelsel is hoe jy God sien, ver van jou, naby jou. Jy moet hom beïndruk, jy weet, hy leef in jou en hy slaat tevrede met wat Jesus in jou kom doen het. Jy sien, die oomblik wat ek vanmôre sou sê, ou verbond, nuwe verbond, dan val dit op jou ore en jy dink, ag, kan hierdie ou net nie ophou praat oor ou verbond en nuwe verbond nie. Wat het ek verlede Sondag gesê, as jy die woordjie nuwe verbond vir my moet verduidelik in een woord, wat sal jy sê? Jesus. Jesus. As jy die woordjie nuwe verbond hoor, dan hoor jy die bron. As jy die woordjie nuwe verbond hoor, dan hoor jy Christus in ons. As jy die woordjie nuwe verbond hoor, dan hoor jy lewe vanuit hom, nie buite hom en probeer hom beïndruk nie. Het jy al agtergekom dat baie gelowiges leef nog asof hulle probeer om te lewe vir die Here? Vra maar vir 'n gelowige, Boeta Sissa, hoe is jou geloof? Nee, ek lewe vir Jesus. Jy het dit al gehoor? Ja, come on, kerk, julle dit ons al baie, hoe is jou geloof? Nee, ek lewe vir Jesus. Well, that's old covenant. Lewe vir beteken ek staan buite. Lewe van beteken ek lewe vanuit hom. Hy is die bron, hy is die ene wie ek glo. Dit sê hy, as jy die Gees ontvang en jy glo in my, want die Heilige Gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik is nie. Die Heilige Gees was nog nie. Because it's a prophecy. When I go, I will send him. Jesus moes hemel toe gaan, sodat hy en elke gelowige kon kom bly deur sy Gees, and now this becomes the house of God. Hierdie gebou, not the house of God, plek van samekoms. Hierdie tempel, house of God. Nou ek wil gou hoor, as Jesus in my woon, kan ek ver van hom voel? Why does my head tell me that sometimes? As Jesus in my woon, kan ek heiliger word? Kan ek heiliger word? How's that possible? If the Holy One lives in you, how can you be holier?
You see, our old covenant thoughts tells us that we still need to impress him. We still need to do something to become like him, and one day I will be. Nou het ons hierdie conundrum. Kyk gou na die persoon langs jou. Sien jy, daar sit vlees. Vlees. Het jy gesien, daai vlees is nie dieselfde nie. Nie een het dieselfde vlees hierso nie. Nie een lyk dieselfde nie. Nie een het dieselfde lengte nie. Nie een dieselfde hoeveelheid hare nie. Ons dieselfde haarkleur nie. Ons dieselfde plooie nie. Ons mag dalk dieselfde kleur oor hê. Nie een van ons het dieselfde gewig nie. Dis 'n gewigtige saak. Nie een van ons het dieselfde profiel nie. We all look different. And this is the conundrum. We still think we need to live from this body. Because this body has an operating system that is old thoughts. Hy soek altyd, hierdie liggaam soek altyd om vereer te word. Hierdie liggaam wil vereer word. Hier sit niemand in hierdie plek vanmôre wat daarvan hou om verwerp te word nie. Kyk gou na die ou langs jou en sê vir hom, jy is nie verwerplik nie. Kyk gou na die ou langs jou. Jy is nie verwerplik nie. Jy is aanneemlik. Jy is aanneemlik. Jy is aanneemlik. Johannes 3 vers 16. Want, so what is the motive for God to give us his son? Not performance, not effort, not impressing him, not living from a source where I have to do stuff to get his attention, because I love you. Die wêreld is stikkend omdat ouers hulle kinders nie so lief het soos wat hulle kinders moet hê nie. Hulle het hulle self liewer. Dan ly die kinders trek swaar, die kinders is honger, die kinders word mishandel, die kinders word by die familie afgelaai. That's the problem. Huwelike kry swaar, want mense het mekaar nie so lief soos wat God daardie mense in die verbond het nie. Ek sê, in hierdie week sê ek vir iemand, asseblief, moenie vir my sê, jy voel nie, jy het die persoon meer lief nie. That's based on feeling. Die oomblik toe jy voor 'n kansel kom staan het jy aan God beloof, wat? Tot my man 30 kg meer weeg as wat hy moet. Tot my vrou die kredietkaart misbruik. Tot my man nou nie meer vir my sê ek is sy Valentynkie nie. No, until death do you part. So who did you make the covenant to? You made it to two entities. You made it to your groom or your bride and to God. So if you want to get divorced, don't tell the one partner that you made the covenant to you want to get divorced. First go to God also. And then go and tell him and see how he feels about that. Nee, is alright, jy kan hom maar skei, hy's bless. Dis alright, jy kan hom maar skei, hy het 2 biere te veel gedrink hierdie week. You think God will say that? I can tell you what he will say. He'll say, my son, my daughter comes here. Just sit with me. You need more of me in your relationship. You need more of my being in you. You need more of the source. That's why your marriage looks like this. Johannes 15. Ekskuus, het ek klaar gelees. Net hierdie versie gou klaar maak. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. So if you do not believe the Holy Spirit came to live inside of you, you will still live outside of God and trying to impress the Holy Spirit or God or the Father. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Now this is such a beautiful thing. I can't miss this morning. Wanneer is Jesus verheerlik op die aarde? Hy was nie verheerlik toe hy om in die kruis gehang het nie. Hy was nie verheerlik toe hy opgestaan het nie, want hulle het 'n leuen versprei. They said he didn't rise yet. Hulle het 'n leuen versprei en sê die Jode of die Romeine of die Christene wat hom volg het sy liggaam kom steel. He wasn't glorified yet. Wanneer hy voor hulle staan en sê ontvang die Heilige Gees,
en ek gaan en julle sal okay wees, julle sal versorg wees, want nou sal die bron binne in julle wees, en hy voor hulle oë opgevaar het, toe word Jesus verheerlik. His body couldn't contain him to the planet Earth anymore, and he just started floating away, but not by death, because he conquered death by being glorified. Wanneer jy verheerlik word, dan voel jy opgelig, nie. Jy voel so puffed up, jy voel so of jy float, nie. Andre, as 'n oue goeie game gewen het, dan voel dit jy loop op air pockets, jy float so. As iets gebeur het wat great is, jy float, it elevates you. So Jesus says, I am glorified when my spirit comes and lives in you. Wow, Gert. So when Jesus, through His Spirit, comes and lives in me, He's been glorified, not by what I do, not by how I feel, not by how many prayers I pray, not by how many times I read through the Bible, not by how many times I attend a spiritual meeting. No, He is glorified when His Spirit comes and abides, lives in us. Wow. So the different mindsets of the old covenant and new covenant are completely different. The one is an old operating system that operates from external commandments. Jy moet die Here jou God lief hê. Jy moet nie jou naaste skade aandoen nie. Jy moenie doodmaak nie. Jy moet, what's that? That's external. Ek wil gou by jou hoor. Wie van julle het Windows 3 nog op julle computers? 3.1. Okay, nee, kom ons gaan bietjie verder. Wie het Windows 98 second edition op hulle computers? Hier's van julle wat se computers nog so oud is, as jy hom aansit dan sê hy Windows 98 second edition. Wie het Windows Millennium op hulle computers? Windows 2000. You still have that on your computer. Jy moet nie dit praat nie, jy stel jouself bloot hierso. Jou computer is so oud, hy weet nie wat se internet nie. Wat is die nuutste Windows operating system wat daar is? Windows 11. En hy het al 'n paar updates gekry, nee. You see, the church lives in the old covenant when it still tries to impress God from an operating system that is not compatible to Him living in us, trying to serve Him and trying to get His attention. Dis presies wat die Fariseërs gedoen het. They stood outside of Him so they could judge Him. As jy Jesus begin skei, ek wil dit gou verduidelik, as jy Jesus begin skei van heiligheid, as jy Jesus begin skei van geregtigheid, as jy Jesus begin skei van sy verheerliking, dan skei jy essensieel die karakter van God, van wie God is, and you cannot do that. You cannot have Jesus in you and still have a fight about becoming more holy, because you're separating the two then. Jesus is not trying to be holy in you. He is holy, period. Why don't I feel it? Want hierdie ou operating system, wat die hele tyd vir my sê, I'm not good enough, I'm not strong enough, my faith is not good enough, I need to try harder, I need to impress God. If I impress God through what I do, God will be pleased and satisfied. We still operate under a system of performance. Ons doen dit met ons kinders. Boetie, as jy Vrydag eerste kom in die 100 meter, Boeta, ek sê vir jou, ek gee nie vir jou R100 soos ek altyd vir jou gee met jou sakgeldjies nie. Ek gee vir jou R1000, Boeta. Wat doen hy laaitie? He works for what? $1,000. Weet jy, hy is meer teleurgesteld as hy tweede kom. Nie omdat hy tweede gekom het nie, maar omdat hy nie die R1000 gaan kry nie, want hy tweede gekom. We tell our kids they need to do stuff to be the best, instead of just telling them they are the best. Not by what they achieve, but by what they are. They are your son, your daughter. They are the best. Wie glo hulle kinders is die beste? By birthright. Not by performance.
by birthright. Ons kom staan voor Vader en ons wil hom beïndruk. Luister, ek doen dit self. Praat nie af nie, ek praat vir myself. Vir jare het ek probeer om God so te beïndruk deur die regte goed te doen en nie 'n vloekwoordjie te sê nie en net die regte goedjies te sê en net die mooiste maniertjies as ek tussen mense is. Ek burp nie voor ander mense nie. Nee, ek draai my gesiggie weg en skus tog. En net die ou mooiste, ou pragtigste ou maniertjies sodat ek mense ook daarom nou kan beïndruk. Instead, I was living a lie because you'll never satisfy humanity. And you think I'm lying? No, I'm not. People get divorced after 40 years of marriage. Man, bly dan eerder net saam. Moet nie skei nie, maar bly dan eerder net saam. Skus, Andre, het ek dit nou, en ek sal sê, magtig mense, as jy so lank getroud is, moet jy mos nou oor jou issues wees. Mense skei nog na 45 jaar getroude lewe. Mense skei na 50 jaar getroude lewe. How is that possible? How is that possible? Because we think love is something we need to earn. We think love is something I need to work for. Ek self sê, die huwelik werk net so lank as wat jy aan hom werk. Die dag as jy ophou werk aan hom, dan werk hy nie meer nie. Maintenance. Wie van julle se karre kan 100,000 kilos ry sonder maintenance? Steek op julle hande, hier's van julle wat se karre so ry. Hy's 100,000 kilos laas nuwe olie gekry. Gee daai kar nuwe olie, oom. Daai engine het dit nodig, oom Piet. Sit vir hom 'n nuwe ou filtertjie in. Hy gaan weer bloei soos 'n splinter nuwe ou karretjie. Moenie laat die rook by die exhaust uitkom nie. Jy het te lank gewag. Nou is daar moeilikheid. Van julle dink jy kan maar net maak wat jy wil. Ag, gee vir jou vrou 'n bossie rose. Hier sit engeltjie. Sorry, ek sal nie weer nie. Maar jy sê dit al vir 33 jaar, my man. Okay, hier's 'n boksie chocolates ook. Dis soos hierdie ou en vrou wat hy sit so en hy werk deur die budget en hy sê hierdie bedrag hierso Chanel R1000. Waar kom dit vandaan? Sy sê dis van jou af. Kyk so 'n bietjie verder, hy sien R1700. Hier sit weer 'n vrou. Dis net 'n week of 2 later was dit. Nee, dis ook van jou af. Ek gaan so by die derde dink jy sê hier R700. Pragtig Chanel. Vrou, wat gaan aan? Nee, dis ook van jou af. Sê by die 4de keer, luister nie, wat gaan nie aan? Ek bedoel, ek het nooit die goed gekoop. Sê jy het. Elke keer wat jy lelik met my was, het ek jou vergewe, dan koop jy dit vir my, ek betaal net daarvoor met jou kaart. En ek weet mos, jy voel jammer. Vrouens, ek hoop ek het julle tips gegee om vanmiddag huis toe te gaan en moeilikheid te gemaak in julle huwelikie. The new covenant is about Christ that has written the operating system on our hearts and on our minds. The new operating system says, I'm not here to try and obey and live in a way that I'm going to try and impress you. Onder die nuwe verbond lewe jy vanuit Jesus se gehoorsaamheid aan die kruis. See, that's our problem. We still think we need to try and obey so that God can be. No, live from His obedience. Live from His obedience. Dis hoekom ek het so baie bid, Here, word verheerlik in my. Wanneer word Jesus verheerlik? Wanneer die Gees die werk doen en ek volg net, ek wandel in hom, ek volg nie, ek leef deur hom, in hom, ek gaan waar hy sê ek moet gaan. En so nou en dan, wanneer hierdie ou vlees sy job doen, dan moet die Heilige Gees recalculate. Want hierdie vlees stel te leer. Hierdie liggaam wat verheerlik moet wees, hy raak moeg. Hierdie liggaam wat verheerlik moet wees, hy raak siek. Hierdie liggaam wat verheerlik moet wees, hy raak kwaad. En dan staan die Gees en hy sê, Mervin, kies, which operating system are you going to operate from? Which one is the one that's going to lead the way? Which one is the one that's going to glorify me? You see, die nuwe verbond gaan nie oor self-improvement nie. We have enough of that from the pulpits. But brother, you need to do this.
Sister, you need to pray in this way. Julle het verkeerd gebid vir jare. Wie het dit gehoor? Dan kom jy in 'n kerk en sê die pastoor, julle het verkeerd gebid vir jare. Ek gaan julle vanmôre leer om reg te bid. Wie het dit al gehoor? Man, ek het in baie kerke gesit waar ek dit gehoor het. Kom in kerk en sê, broers, julle het verkeerd geleef. Vanmôre gaan ek julle leer hoe julle die beste Christene kan wees wat julle wil. Back to performance, back to slavery, back to the old operating system. Daar waar Jesus nie verheerlik kan word nie, because it's how I fit. If any human on this planet, may God hear me and the church worldwide, if every human on this planet ever could by performance earn his right into heaven, it will be a heresy and a lie, because only Jesus Christ could do it, and he's our Savior. So why will you try? If there's a human that can work himself into heaven, the cross is not necessary. Everybody needs to do it then. It's an heresy. The new covenant is not about self-improvement. It's about Christ expression. It's about Christ in us being manifested. Dit gaan oor Jesus wat openbaar moet word. Jesus wat sigbaar moet word. Man, if the church can be church outside of these walls, the world will become whole again. If the church can be church when we leave that door, the world will become complete again. Want dan vat ons Jesus waar die mense dors is en ons sê drink, en as jy van hom gedrink het, dan sit nie jou job om die ou vrug te laat dra nie, want hy wat in hom bly sal vrug dra. Lees saam met my Johannes 15 about Christ expression. Are you still with me, church? Jesus sê in Johannes hoofstuk 15 vers 1, ek is. So let's just stop there first. Wat het hy vir Moses gesê? Ek is Yahweh, I am that I am. So God comes and he teaches his disciples and he teaches those listening. He says, if you want to know who my Father is, Yahweh, here I am. I am the vine. My Father is the one who builds the vine. Die landbouwer. Is jy die landbouwer? No. You're not supposed to do the maintenance part. The Father is. When you go out of sequence with him, what does he do? Prunes. Cuts away. Al vat ek hierdie blaar, en ek gaan stypel hom vanmôre vas aan die plan daar in my kantoor waar ek hom ek het die geelblare afgebreek. Ek wil maar net sê, Tannie Dina, nie stres nie. Dis daai plant wat jy vir my gegee het wat beautiful groei. Ek haal die geelblare af. Hy het so skeertjie ook hier onthou, ek is 'n perfeksionis. Weet jy wie het hom geskeer het? If I put this back with a stapler, on the plant, will it grow? Why? It's separated from the source. It's separated from the source. If you and I try to impress God, but we don't live from the source, you will still die. Want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Our life is not supposed to be a life of trying to self-improve me, to get this to look beautiful. It is an expression from what is already in us. Hy is die wynstok, die Vader is die landbouwer, vers 2. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Kan die loot in homself vrug dra? Kan die loot? Nee. Wanneer dra die loot vrug? Wanneer dra die loot vrug?
wanneer hy deel is van die wynstok. Wanneer hy in die bron ingeplant is. Wie se vrug is dit? Is dit die loot se vrug of is dit die wynstok se vrug? Solank as wat die loot deel is van die wynstok, is dit die wynstok, die wingerd se vrug. Ons het dit verkeerd verstaan. Ons het vir mense gesê, toe Jesus sê, 'n goeie boom dra tog nie slegte vrugte nie, en 'n slegte boom dra nie goeie vrugte nie, toe het ons verstaan, dit gaan oor ons moet mooier dade doen, ons moet mooier leef, dat die vrugte wat ons present aanneemlik kan wees, en dan is ons goed. Nee, kom ek help jou gou reg. Wat was die heel eerste boom, waarvan hulle geëet het, waarvan hulle nie mag geëet het nie? The tree of knowledge of good and evil. The moment Adam and Eve, first Eve ate and gave to Adam, so the moment Eve and Adam ate from the tree in that sequence, from that very moment they had knowledge of bad fruit. Sleg, kennis van wat sleg is. From that very moment, they had the ability to do bad and to present what is bad. They had the knowledge. Elke mens wat daarna op die aarde gebore is, word gebore met die vermoë om kennis te ontvang van wat sleg is. En dan kan ons kies wat ons wil doen. Kom ek verduidelik dit. Iemand maak my seer en ek kies om hulle nie te vergewe nie. Kennis van sleg. Iemand haat my en ek kies om hulle nie lief te hê nie. Kennis van sleg. Iemand maak my seer en ek gaan en ek maak hulle seer. Kennis van sleg. Iemand spreek woorde van my wat my verwerplik laat voel en ek voel verwerp en wat doen ek? Ek gaan verdedig myself deur die kennis wat ek het van sleg en ek dra slegte vrugte oor die persoon of persone want ek kies dit. Maar Jesus gee vir ons 'n oplossing hoe om van die kennis van sleg af ontslae te raak, want dit was die boom van kennis van goed en sleg. En dan kom Jesus en hy sê, ek is die nuwe boom van lewe waarvan jy kan eet. As jy van my eet, dan ontvang jy kennis van goed ook. En nou kan jy kies. Jy het kennis van sleg en nou kan jy kies. Hierdie persoon haat my en nou kan ek kies. Wat wil ek doen? Wel Jesus, ek wil hê u moet in my verheerlik word. Nou goed seun, kennis van goed is, jy moet jou vyande lief hê. Ek kies dit. Iemand skinder van my en sê iets slegs van my en dis kennis van sleg en ek hoor dit en nou kan ek kies. Ek het 'n operating system in Jesus gekry en nou sê die Vader, wat doen ons as mense van ons skinder? Ons bid vir hulle. Wat doen ons as iemand my teen die linkerwang klap? Watter een is dit nou? Linker, ja. As iemand my teen my linkerwang klap dan doen ek 'n MMA fight met hom. Nee, ek draai die ander wang. You see, the operating system of the new was given in Christ, en hy kom wys dit toe. Vir 33 jaar wys Jesus the Holy Spirit operating system. Vir 33 jaar kom wys Jesus, hoe lyk dit om te lewe vanuit die bron, want hy's een met die Vader, en die Vader is een met hom. En dan kom hy en hy sê, but you guys can be one with us. Dis wat Jesus in Johannes 17 bid. You have the ability to do what I did. You didn't receive a spirit of fear, but of love, power, and a sound mind. Wie van julle was nog nooit, wanneer jy iemand wat jy baie van hou of lief het, seer gemaak as jy uitvind hulle sê slegte dinge van jou nie? The natural response, if somebody who loves you and you love says something bad about you, is hurt. First it hurts before you're angry. First it hurts.
En nou het ek 'n keuse. What am I going to do with the operating system? Am I going to hurt back? Boetie, as hulle daar by die kleuterskool jou seermaak, onthou die van die Merwes. Niemand slaat in hulle nie. Jy, daai mannetjie. You set the record straight. Jy moet die van die Merwes se naam moet jy dra, Boeta. Jy klap hy laat hy terug in 3 geslagte terug in. Sy pa kan maar kom, dan sit ek en hy, dan klap ek hom terug na waar sy oeroupa vandaan kom. Ons praat mos so nê. Ons praat mos so. Julle ken ons nie. Well, what's the operating system? Is this the operating system or is Christ the operating system? Petrus swart uitwoep. Die Caiaphas se handlanger se oor kap hy af. Wat sê Jesus? Petrus, brother, ek is al so lank saam met jou. Hoe het jy dan nou 'n Windows 3.1 version hier beet? Ons is al by Windows 11 se second update. Die harde ware clash. Vat bietjie 'n operating system, 'n ou komputertjie wat Windows 3.1 is, en druk gou waar sit Erik, die nuutste GeForce wat sê jy, graphics card 5 binne in daai ding. Daar sê is 'n slot vir hom, man. Die PCI slot is nie adaptable nie. Hy's nie aangepas nie. Hy's nie upgradable. Jesus doesn't come with a GeForce G5 whatever graphics card, and then he tries to push it into. He gives you a new operating system with direct downloads from heaven. En die Heilige Gees begin in jou werk, en ewe skielik is dit nie 'n gedragsverandering nie. Nee. It's a transformation. Want daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe komputer. He's got a new operating system. Hy het nuwe RAM. Hy het die nuutste updates. Hy's compatible. Hy's so great. Hy's selfs wireless. Daai 3.1's, alles met kabeltjies, no wireless. No wireless. God says, when I give you my spirit, you've got a wireless connection to the source. You are plugged into me with a never a recalculating. You have the capacity. You just need to make the right decision. I've given you a spirit of love, power, and a sound mind. Now exercise it. Ek het vir my kinders gesê toe hulle klein was, julle is nie hoenders nie. Julle is eagles. Eagles eet hoenders. You are not gonna skroppie onder rond, so hoendertjie nie. You're gonna fly when the storms come. You're gonna just glide. You don't even need effort. You're just gonna glide. You're gonna look down. You're gonna see the guys pik onder, skroppie hoender, pytjie, boom, boom, bam, bam. En jy vlieg hier bo rond en jy check hulle van bo af, and you just glide in him. You see, that's what we're supposed to do in Christ. We were not supposed to skrop hier, skrop daar. We were supposed to, wat sê daai lied? Soos 'n arend. Sweef soos 'n arend. That's what the song actually means. You get elevated from effort in humanity to not doing better behavior, but to be transformed into the fullness of His image to operate from that. And you have a choice. En weet jy wat se most amazingste? Dis nie gekoppel aan ouderdom nie. Dis nie gekoppel aan hoe oud jy is nie. Dis gekoppel aan hoeveel jy vanuit die bron uit leef. You can live in the old covenant for 40 years and not change the bit. Dis hoekom mense na 40 jaar kan skei. Dis hoekom mense vir 40 jaar in 'n kerk kan dien en Jesus nie kan ken nie. Just standing outside Him and focusing on the outside and not on the operating system from within. You'll never get holier as the Holy Spirit living in you. Come on, church. You can never get holier as the operator living in you. My saligheid word nie gekoppel aan wat ek vanmôre dink of doen nie. My saligheid is gekoppel aan wat Jesus gedoen het. My gehoorsaamheid is nie gekoppel aan wat ek doen nie. Dis gekoppel aan wat Jesus gedoen het. Sy gehoorsaamheid. Nou leef dit in my and it gives me the ability to act like Him. Living from the source means you can go anywhere on the planet and still be connected to the source.
Anywhere on this planet. There's no place that you can go to where you are disconnected. En julle sal vrug dra, en wat sal julle doen? Vers 3, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Waar is ek nou? Ek's nou by hoofstuk 17, sorry. Ek het nou een blaai te veel geblaai. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Het hulle iets gedoen hierso? Het hulle iets gedoen om rein te word? Wat sê Jesus vir hulle? Julle is, kan ek hoor? Het hulle iets gedoen nie om rein te word? Wie verklaar hulle rein? Die bron. Julle is alreeds rein. Nee maar pastoor, ek moet daarom nog 5 Hail Marys gooi en 4 keer sê ek sorry. Jy's rein verklaar deur die Seun van God voor wie elke knie sal buig, nie deur 'n mens nie. Ja, maar nie deur 'n mens nie. Hoekom is jy rein? Because he says so. And I believe him. I believe him. I believe him. I believe when he says I'm good enough, I'm good enough. I believe when he says I'm holy, I'm holy. My holiness is not determined by my own thinking. It's not determined by people around me. It is determined by the source in me. I cannot be closer to him than walking and living from him. There's a unity. That's got nothing to do with a connection. Al bietjie daai Windows 11 system van jou computer al, wat gebeur met hom? Die hardware crash, boetie. Die hardware beteken zults, 0. Hy gooi 'n blou skerm en sê input-output error, né? Erik, wat se command gooi hy daar? Input-output error, IOP error, né? Daar's 'n operating system wat weg is. Die computer weet nie wat om te doen nie. Het die computer die vermoë om te werk? Ja. Is hy 'n great computer? Ja. Het jy R30,000 vir hom betaal? Ja. Maar hy beteken nou zults, want die operating system het gecrash. You see, Satan wants this. This is his power. If he can take you from the operating system that's plugged into the source to you trying to impress him, he's got you. You will have value only in yourself. Your value is determined by what you do then. That's crazy. A 30,000 rand computer means nothing if the operating system crashes. Ja. Wat moet hulle doen? Waar is die slim manne met die computers? Wat moet hulle doen om die computer reg te kry? They need to reload the operating system. They need to load an operating system that can load the drivers for the hardware. Eric, jy moet my help hier, broer. Ek sê computer bof van nie, I'm just talking here and you talk with me. You load the operating system and the operating system has got the default drivers to speak to the hardware so the hardware can speak to each other so that the computer can work. Now the RAM is speaking and the hard drive is speaking, whether it's a HD or a SD, and now the input-output BIOS is speaking, and bloem, kom hy op en sê, wat se language wil jy? Chinese, Italian of English? En dan kan jy nog kies English, British, English American, English Taiwanese, that's a different language, English South Africa. Hey, Wena, we're starting this computer now. Watter operating system is in jou vanmôre, broer, suster? What is the source that you're living from? Who is the one that connects the hardware to the ultimate hardware and source? The divine creator and architect of Mervyn and his bride. Isn't that beautiful? He knows my shortfalls. He knows my weaknesses. He knows yours. And therefore he gives you an operating system that will make you perfect. In Christ we're perfect. Perfectly represented. Perfectly adapted. Perfectly programmed. Perfectly, because he says so. Julle is al reeds rein. Net omdat ek het sê. Nou herinner ek julle net wie hier aan in vers 4. Bly in my. Bly in my. Use Windows 11, second edition, or update or whatever. Soos ek en julle is. Net soos die lood geen vrug kan dra aan homself nie. As dit nie in die wynstok bly nie. Hierdie blare wat hier lê.
so julle ook nie as julle nie in my bly nie. That's it. As jy vanmôre, ekskuus, julle moet my nou mooi hoor. As jy vanmôre dit verstaan, en jy sal nooit ooit weer kerk toe gaan nie, sal jy hemel toe gaan. Baie dankie kerk. Moet asseblief nie nou by die huis bly nie. Moet asseblief nie nou sê, pastoor het gesê, ek het die sos in my, ek kan nou lekker daar op my bank sit, Facebook, nou check ons dit net van daar af, en dan so nou en dan. No. Because when you understand who the source in you is, do you want to spend time with others that has the source? Yes, you want to spend time with them. Wie julle troue net vir hulle twee en nooi niemand nie? Mense wat nie familie het nie? Ja. Mense wat kwaad is vir hulle familie? Ja. Mense wat geld wil spaar? Ja, dit ook. Maar wanneer is 'n troue lekker? Wanneer is 'n troue lekker? Wanneer jy die anties wat jy jare laas gesien het sien, die neefs, die niggies, die vriende, man, jy kuier om daai tafel tot 12:00 die nag, en jy is nog steeds nigter, prys die Here. Want dit gaan nie oor die druiwesap of die wyn wat op die tafel is, dit gaan oor die lekker saam kuier. Dis wat die troue maak. Jy sien, wanneer jy in die soos ingeënt is en ingeplant is, dan is dit lekker om skouer te skuur met mekaar. Is lekker om hart te vryf. Is lekker om vir mekaar te bid. Is lekker om mekaar te bemoedig. Is lekker om mekaar te beskerm. Dis lekker om vir mekaar in te tree. Wanneer jy ly ek, wanneer ek ly jy, wanneer ek swaar kry, trek jy swaar, wanneer jy swaar trek ek swaar, want ons is een. Dis soos ek en my vrou. As my vrou siek is, dan pamperlange kan nie soos sy my pamperlange as ek siek is nie. Ek sê vir haar, kom reg gultjie man. Eerlikheid, ek het al 5 dae wat ek sukkel met jou. Jy's nou al, jy moet nou, ek bedoel die goeders moet gebeur hier by die huis. Ek moet die koffie maak, ek moet die kos maak, ek moet dit. Nee, ek gee vir haar genade. Ek gaan koop eerder kos. $60. Halleluja. Imagine arme dit gehad daar so. Hoor jy, deliver gou vir my vruggie wat ek nie mag eet nie. Wrong number. Die duiwel wil hê jy moet vanmôre dink, you are not good enough, you are not holy enough, you are not acceptable enough, you still lack something, there's something you need to add to the cross, there's something you need to add to your spiritual life to spice it up. You don't need nothing. You've got Jesus. When you have Jesus, you have more than enough. You don't lack anything. There's no shortfall. There's no, this needs to be done. You have the operating system that'll take you straight to heaven because you're in Him. Die Heilige Gees sal jou nooit na 'n ander plek lei as na hom nie. Hy wat in my bly, soos ek in julle, net soos die loot in die vrug kan dra van homself, as hy nie in die wynstok bly nie, so ook nie julle as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok. Ek is die operating system. Jy's die lood, jy's die hardware. Jy beteken niks sonder my nie. As jy in my bly en ek in jou, dan sal jy veel vrug dra, want sonder my kan jy niks doen nie. Sonder die operating system kan jy niks doen met daai laptop nie. Sit die laptop aan, laat die operating system werk. Ek sluit af vanmôre. Ek weet julle sit nou al hier in julle gedagtes en eet al hierdie goed wat hier agter is. You are under Christ's authority this morning. You are under Christ's Spirit's control in you this morning. You are not an operating system being separated from the source. You are planted in Him under grace, which means you don't have to strive this morning. You need to abide. That's all you need to do. You need to abide in Him. Ek is die wynstok, jy die lote, bly in my, abide in me. Jesus didn't say you need to strain yourself, you need to impress me harder, you need to work harder. He said you need to abide in me. Bly net in my en ek in jou. You see, the new covenant life is a life of utter dependence. Niemand van ons wat hier sit hou daarvan om dependent te wees nie. Nee, manne, dis die laaste ding. Ons wil onafhanklik wees, nee.
As ons van 'n demokratiese land hou, dan moet nie vir my vertel word hoe ek my wors moet braai nie. Ek braai dit soos ek dit wil braai. Moet nie vir my sê hoe ek my steak wil braai nie. Ek braai my steak soos ek my steak wil braai. As ek na die tyd sout wil opgooi, dan gooi ek na die tyd sout op. Dis my steak. Los my steak uit. Nee, pastoor, jy verstaan nie. Hy heel eerste korreltjie wat so tref van die woestersous braaisousie. Man, he does it. Braai jou steak soos jy jou steak laat, los my steak. My vrou is 'n Bybelse vrou, sy eet volmaakte offers, sy braai die ding so dood, geen veearts, geen dokter, nie is 'n ordentlike pastoor, wat die dooies kan opwek, kan hom terugkry na lewe toe nie. He is dead. Dan kry jy ander ouens, daai steak is nog so rou, het lyk of hulle hom nou net by die slaghuis uit die koeie uitgesny het. Hy drup so van die bloed van die braaier af. Dan sê daai man, nou gaan daai steekie lekker wees. Dan kyk ek 'n ou so, dan sê ek, drink jy bloed, broer? Jy 'n vampire of 'n ding? Nie een van ons is dieselfde nie. Moenie oor hierdie klein goedjies worry nie. Jy sien, abide in me means the following. I am completely dependent on him. I cannot live this Christian life without the Holy Spirit in me. I cannot impress God in any way if it's not His Spirit in me that leads me to live a life of glory because of His obedience. Ek verklaar dit elke dag. Jesus, ek is niks, U is alles. Ek is niks sonder U nie. Here, as dit kos om my in 'n drukgang te sit sodat ek minder kan word, let it be so that it won't be my effort. It will be yours in me. I do not want to become bigger, better, stronger. I want to become less so that you can become more. The new covenant life is a life of utter dependence. Not by saying, Lord, give me more of your righteousness. Lord, give me more of your wisdom. Lord, give me more of your patience. No, that's old covenant thinking. It's about waking up this morning and saying these words. Lord, you are my righteousness. Lord, you are my wisdom. Lord, you are my holiness. Lord, you are my forgiveness. Lord, you are my patience. Lord, you are my grace. Lord, you are my mercy. You see, once connected in utter dependence to the source, the mercy, the glory, the patience, the holiness flows from Him through me. I lack nothing. I'm completed in Christ. Let's pray together. Abba Vader, Here, my hart breek vanmôre vir die wêreld wat stikkend is sonder U, en dan loop ons rond, en ons loop met alles wat hulle nodig het in ons. Al die antwoorde, al die verlossing, al die genesing, al die bevryding, al die nuutmaak, al die transformasie, maar ons wil vir mense sê, nee, jy moet hierna toe kom, ons wil julle wys, julle moet so maak. Gees van God sal U vanmôre vir ons genade gee as U bruid, as U seuns, as U dogters, om wanneer ons by hierdie deur uitstap vanoggend, 'n operating system te leef wat sê, Lord, I want to be an autopilot in you. You direct my footsteps. You direct my thinking. You direct my desires. You direct my the things that I'm interested in. You take my interest. You take my priorities, my agendas. This is all yours. I don't live for my own glory. I live for you to be glorified. Gees van God, baie dankie vir hierdie amazing voorreg om vanoggend te besef, U is die bron van alles. Ons het dit gesing, Yahweh, Shaddai, Elohim, Adonai. We said that this morning. So ek bid dat ons in hierdie oomblikke, Gees van God, U sal toelaat om hierdie liggame, hierdie wessels te gebruik as wessels of honor, dat U heerlikheid sigbaar sal word hier in Hillary. Dankie vir die amazing voorreg om U te ken. Dankie vir die amazing voorreg om deur die liefde gevul te wees. Sal U hulle wat vanmôre nie verstaan nie, intrek en inplant binne in U die wingerdstok. Sal U Gees van God vanoggend deur U bruid spreek
en nie 'n selfbeeldverbetering bring van hoe ons oor onsself dink nie, maar oor wie U is, en dat ons vanuit U sal leef. Kom gee ons vanmôre genade, Gees van God, om terug te staan en te sê, Lord, have your way. Have your way in us. In the most precious, most wonderful, most beautiful name. Die een wat ons lief het met alles in ons, en vir wie ons leef vanmôre, wie hierdie lied, hierdie opdrag, hierdie bedryfstelsel, kom skryf het, op ons gedagtes en op ons harte, doen dit dan so, soos in die hemel, so in ons liggame, in Jesus naam. Amen. Halleluja.